So wanneer ons vanoggend by mekaar is, wil ek hê, ons moet so na mekaar toe draai, julle weet, daar's altyd 'n gespreksvraag, en dan na die tyd weer 'n gespreksvraag. Want die gedagte is, die antieke wêreldkerk was eintlik in 'n bofortrek, waar mense saam gepraat het. So ons wil so 'n bietjie iets daarvan terugbring in die hart van ons geloofsgemeenskap, in die hart van ons geloofsfamilie. So vanoggend se vraag, wat ek graag wil hê, dat jy moet bespreek met die persoon langs jou, of met iemand voor jou, as jy alleen sit, is watter tipe versoekings beleef ek in my lewe, of ander in anders lewens? So watter tipe versoekings beleef jy self in jou eie lewe, of het jy dalk al agtergekom wat ander mense beleef, as jy bietjie nie gemaklik voel om oor jou eie lewe te praat nie? Kom ons praat net gou met mekaar daaroor. So ons weet, Jesus is deur die Gees verwek, en hy is ook met die Gees gevul, en uiteindelik ook voorberei, vir alles wat hy kom doen het hier op aarde, en hy word ook deur die Gees in die woestyn ingelei. En in die woestyn is dit dan wat Jesus versoek word, wanneer hy op sy swakste is, hy is honger, hy is dors, en hy is moeg, en dan word hy versoek. Ons kan ook vanoggend aan mekaar herken, dis wanneer ons ook versoek word, is as ons op ons swakste is. Want dis dan wanneer ons die maklikste ingee tot ons versoekings. Ons lees vanoggend saam die tweede en die derde versoeking van Jesus, daarvan uit Matteus 4 vers 5 tot 11. Daarna neem die duiwel hom na die heilige stad toe, en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan, en sê vir hom, as u die seun van God is, spring af. Daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele oor jou opdrag gee, en op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Jesus sê vir hom, daar staan ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Toe neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg toe, wys hom al die koninkryke van die wêreld met hulle prag, en sê vir hom, dit alles sal ek vir u gee, as u neerval en my aanbid. Maar Jesus sê vir hom, gaan weg, Satan, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jou aanbid en hom alleen dien. Daarna het die duiwel hom met rus gelaat, en daar het engele gekom en hom versorg. Waarom moet Jesus versoek word? Jesus moet versoek word, sodat hy uiteindelik deur al die versoekings kan gaan, waardeur ons as mense ook gaan. Sodat hy volkome kan mens wees, sodat hy kan verstaan, waardeur ons as mense gaan. Jesus moet ook versoek word, sodat hy Adam se werk kan ongedaan maak. Ons weet, Adam het daar heel in die begin in Genesis verhaal toegegee aan versoeking, en so het sy sonde die hele mensdom, in die hele mensdom oorgedra. Jesus kom en hy weerstaan die duiwel, en deur sy oorwinning kan al Adam se nasate verlos word. Almal wat na Adam kom, kan uiteindelik verlos word, omdat Jesus kon dit weerstaan wat Adam nie kon nie. Jesus se verskillende versoekings verteenwoordig ook uiteindelik die verskillende versoekings waarmee ons as mense sukkel.
Dit wat vir ons moeilik is, wat ons elke dag beleef, is dit wat daar in die woestyn met Jesus gebeur. Hy moet die versoekings oorkom. Hy moet sukkel waarmee ons as mens self ook sukkel. Hy moet immers as mens alles deurmaak wat ons ook deurmaak, sodat hy uiteindelik kan onskuldig staan voor 'n regsbank. Hierdie 3 versoekings van Jesus konsentreer op daardie liggaamlike behoeftes van die mens, die liggaamlike versoekings waardeur ons gaan, mag, besitting en trots as versoeking, en dan uiteindelik heerskappy en beheer. Die tweede versoeking sien ons, die duiwel neem Jesus daar na Jerusalem, en dan vat hom na die hoogste top so op die tempel, en dan sê die duiwel vir hom, as u die seun van God is, spring af. Daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele oor jou opdrag gee, en op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Die duiwel se eerste woorde hierso weerspieël God die Vader se woorde, daar by Jesus se doop in Matteus 3 vers 17, as jy onthou toe hy gedoop is, net voor hy in die woestyn gaan, dan kom God en hy sê, hierdie is my geliefde seun. Nou kom die duiwel en hy weerspieël daardie woorde, maar hy verdraai daardie hemelse bevestiging uiteindelik in 'n uitdaging vir Jesus. Ons weet dat ons leef in 'n wêreld wat bewyse eis. Ons sê baie dikwels, ek wil eers sien, dan sal ek glo. En baie gelowiges dra daardie ingesteldheid oor na hulle verhouding met God uiteindelik. Baie gelowiges sê, maar ek wil eers sien, Here, dan sal ek in jou kan glo. Twyfel is die oudste strategie van die vyand. Ons sien dit daar van die heel begin af, al in die tuin van Eden. Die duiwel kom hier en hy neem Jesus na die tempel, 'n plek van aanbidding, 'n plek waar sy geloof gevestig is. En dan sê hy vir hom, spring, God sal jou dra. Dit klink soos geloof, maar dit is nie. Jesus word hier versoek om sy goddelike seunskap deur 'n groot skouspel te kom bewys, in plaas van 'n nederige gehoorsaamheid. Die duiwel se doel is om die belofte van God, dat hy sal beskerm, om dit los te maak van die geloof wat Jesus het, en dit te verander, en dit te verdraai in 'n skouspel. Die duiwel haal Psalm 91 ook aan, maar hy haal dit selektief aan. Hy gebruik die skrif om uiteindelik gehoorsaamheid aan God te vermy. Die versoeking is om God te dwing om homself te kom bewys in hierdie oomblik. En dis gevaarlik, want geloof word hier getoets, vertroue word voorwaardelik gegee aan God, en God word 'n middel tot 'n doel. Die duiwel se eis bevraagteken Jesus se seunskap. Dit verdraai die skrif en nooi so 'n bietjie arrogansie in en oneerbiedigheid. As Jesus sou antwoord, sou dit arrogansie na vore bring, oneerbiedigheid teenoor God na vore bring. Maar Jesus se antwoord sê, kom bevestig sy vertroue sonder bewys. Bevestig dat hy nie bewyse nodig het om te weet wie God is nie, hy vertrou. Jesus antwoord hom, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Ware geloof kom nie en sê, as jy my help, dan sal ek jy volg nie. Ware geloof sê, omdat jy getrou is, volg ek jy. Omdat jy getrou is, volg ek jy. Jesus antwoord met gehoorsame vertroue. Hy wys dat ware geloof in die Vader se belofte rus, sonder dat ons bewyse nodig het. God se beloftes bly, sonder dat ek bewyse nodig het, of dit daar gaan wees. God het homself reeds bewys,
deur sy woord, deur sy skrif, sy beloftes, en uiteindelik deur Christus se lewe self, het God hom kom bewys. Ek en jy moet seker maak dat ons die skrif goed ken, sodat ons identiteit uiteindelik gevestig kan word in hom. Identiteit gegrond in God se woord staan veilig. Dit mag nie deur 'n dramatiese selfbevestiging herwin word nie. Dit staan vas. Ek het nie 'n skouspel nodig om te bewys dat ek in God glo nie. Of dat God vertrou kan word nie. Soms toets ons vandag God sonder om dat ons dit besef. Soms is ons steeds besig in vandag se lewe om so 'n bietjie om te toets, maar ons weet dit nie. Hoe lyk dit wanneer ons God toets? Ons stel gehoorsaamheid uit tot ons seker is. In plaas van volg en alles sal in plek val soos dit hoort. Ons wil so 'n bietjie beheer hê. Ek moet dit nou doen. En dan later as God vir my bewys ek moenie eintlik dit doen nie, dan gaan ek ophou om dit te doen. In steede van doen. Die res sal in plek val. Ons gebruik gebed as 'n manier om God om te koop of te beamoen om iets te doen. Die skrif, en ek sê dit met baie versigtigheid partykeer, hoe doen ek dit? U woord sê, u sal alles ten goeie meewerk vir die wat u loof en u aanbid. So daarom, Here, weet ek, u gaan nou hierdie alles ten goeie laat meewerk. Eerder as 'n gebed wat my hart opreg deel, sonder om God te probeer druk in 'n rigting wat ek voel ek nodig het, om beter te leef of om beter te voel. 'n Gebed soos die Job gebed, Job 3 gebed verlede week, daardie hartversigtinge waar Job net sê, maar dis wat aangaan, ek wens, my geboortedag het nooit gebeur nie. Sonder om eerlik te wees. Ons laat toe dat ons teleurstellings baie dikwels oorgaan in rebellie teen God. My teleurstelling, dit is die Here se skuld. Ek hou nie van hom nie en ek is nou kwaad vir hom. Eerder as teleurstellings wat my dwing tot 'n geestelike groei. Nader aan die Here, nader aan genesing. Maar God roep ons nie om iemand te wees wat al die antwoorde gaan hê nie, en presies weet hoe my totale prentjie lyk in God nie. God roep jou nie om iemand te wees wat weet presies hoe môre gaan lyk nie. Wat weet presies hoe jy nou gaan hanteer nie. Hy roep ons tot geloof. 'n Totale oorgawe, al maak dinge nie 100% sin op hierdie oomblik nie. 'n Totale vertroue op hom, ten spyte van dit waardeur ek nou gaan, wat minder lekker is. 'n Rustigheid, dat hy weet, en dat hy wag staan. 'n Rustigheid, dat my eindverhaal, uiteindelik eendag gaan totaal sin maak. Die derde versoeking, wat daar in die woestyn gebeur, is die duiwel neem Jesus na 'n hoë berg, en hy wys vir hom al die koninkryke van die wêreld, en dan sê hy vir hom, dit alles sal ek vir u gee, as u neerval en my aanbid. Wanneer ons daar lees, die duiwel neem Jesus, dan is daar die neem 'n gewillige gaan van Jesus. So Jesus gaan gewillig, saam met die duiwel na hierdie hoë berg toe. Sy bereidwilligheid om in versoeking gelei te word, vervul uiteindelik Hebreërs 2 vers 14 tot 18, en ek gaan dit vir julle voorhou, aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen om deur sy dood die een wat mag het oor die dood, dis die duiwel, te kom vernietig. En om hulle wat uit vrees vir die dood hulle hele lewe lank in slawerny was, te kom bevry. Dis duidelik dat dit vir hom nie om die engele gaan nie, maar om die nageslag van Abraham. Daarom moes hy in elke opsig aan sy broers gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester voor God kon wees,
om die sondes van die volk te versoen. Omdat hy self versoek is en gelei het, kan hy die help wat versoek word. Jesus is bereidwillig om versoek te word, sodat hy kan vervul dit wat moes gebeur om ons te kom red. Dis 'n bewys dat Jesus ons stryd deel. Hy verstaan waardeur ons gaan. Die verskil is, hy bly steeds sondeloos. Ons wêreld hou van vinnige sukses. En die duiwel bied Jesus presies dit aan. Hy kom en hy sê, alles sal ek vir u gee. Net een kniebuiging. Jy hoef net voor my te buig, dan kry jy al hierdie. Hy vat hom na 'n hoë berg toe. Hy wys vir hom die koninkryk wat hy vir hom sal gee. Hy praat nie net daarvan nie. Visueel, sowel as auditief, word Jesus versoek. Hy kan sien wat vir hom aangebied word. Ek en jy moet erken, as jy iets kan sien, visueel kan sien, dan is dit een van die moeilikste versoekings om oor te kom. Dis nie net 'n gedagte nie, hy kan sien. Hierdie spesifieke versoeking is die versoeking van eer, glorie en heerlikheid, mag. Hy kan alle mag kry. Maar as Jesus hier sou ingegee het op hierdie oomblik en mag gekry het op hierdie manier, sou dit gewees het sonder gehoorsaamheid aan God. Die derde versoeking is aanbidding wat verruil word vir mag. Satan eis tydelike gesag oor die koninkryke. Maar ons moet onthou, Jesus sou ewig koning wees. Hy sou wel die regmatige koning wees, maar volgens God se pad, die pad wat God gekies het. Satan kom en hy bied alternatiewelik vir Jesus 'n kort pad aan. Heerskappy sonder lyding van die kruis. Jy hoef nie deur die lyding te gaan nie. Jy hoef nie deur pyn te gaan nie. Hier is dit als. Hierdie poging van Satan is 'n direkte aanval op die Vader se verlossingsplan vir die wêreld. Direkte aanval op die plan van die verlossingsplan van hierdie wêreld. Wat kry jy deur kompromie? Wat jy kry deur kompromie, sal jy uiteindelik besit. Dit wat jy 'n kort pad oorvat om te kan kry, dit sal jou besit. Jesus se antwoord reflekteer getrouheid in God. Jesus kom en hy sien reg deur die plannetjies van die duiwel. Hy bly vas staan en hy antwoord, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen moet jy dien. Geen debat, geen kompromie, geen grys area. Jesus se standvastige weiering in hierdie volgende vers beteken dat geen kort pad gehoorsaamheid aan die Vader se wil kan vervang nie. Wat versterk dat wêreldse koninkryke verganklik is, terwyl God se koninkryk vir ewig is. Daar's nie 'n kort pad wanneer dit kom by geloof in God nie en God se einddoel nie. Maar God se idee van koninkryk lyk nie soos die wêreld se idee van koninkryk nie. Ons buig dalk nie fisies tot ander koninkryke nie, maar ons buig wel. Wanneer sukses vir ons belangriker word as gehoorsaamheid aan God, is ons besig om te buig vir 'n ander koninkryk. Wanneer mense se goedkeuring belangriker is as God se wil, is ons besig om te buig vir 'n ander koninkryk. Wanneer gemak God se roeping vervang, is ons besig om te buig vir 'n ander koninkryk. Wat jy uiteindelik aanbid, bepaal jou rigting. Versoeking is 'n universele ervaring. Selfs Jesus beleef versoeking hier op aarde. Om dit te erken, help ons verstaan dat versoeking nie 'n sonde is nie, maar hoe ons reageer daarop is van kardinale belang. Almal gaan deur versoekings. Hoe ons versoekings beleef, wat ons daaroor dink, kan uiteindelik ons veerkragtigheid bevorder in tye van versoekings.
kan jou help om vanuit daardie versoeking op te staan en dit reg te hanteer. Verander jou uitkyk. Versoekings is nie 'n nederlaag wat hier op jou afkom nie. Dis eerder geleentheid om op God se krag en wysheid te vertrou. Dis 'n geleentheid vir jou en vir my om geestelik te groei. Dis 'n geleentheid om deur Jesus se voorbeeld aan praktiese maniere te dink. Hoe jy kan sterk staan om jou stryd te kan oorkom en geestelike uithou vermoë aan te leer en te kan versterk. Nou kan jy vir my vra, maar hoe doen ek dit? Hoe doen ons dit? Kyk hoe jy praat van versoekings. Iets word nie aan jou gedoen nie. Dit gebeur slegs. Hoe jy daarop reageer, bepaal jou uitkoms. Reageer daarop in vertroue tot God. Vertrou hom. God straf jou nie. Jy leer uit moeilike omstandighede, vaardighede om te kan oorleef. Jy groei in moeilike omstandighede in jou verstaan van Christus. Iemand se optrede is nie reflekterend op wie jy is nie. Dit reflekteer wie hulle is. Kies wie jy is. Gaan leef dit uit. Moenie luister na die stemme wat jou probeer afbreek of jou laat wegdwaal van jou identiteit in Christus nie. Lees jou Bybel, praat met die Here. Leer God se karakter ken op so 'n manier, sodat jy uiteindelik weet hoe om op te tree in tye van versoeking. Onthou uit Jesus se voorbeeld. Skrif moet skrif interpreteer. Lees binne konteks. Jesus se voortdurende weerstand teen al hierdie versoekings modelleer iets van Jakobus 4-7 vir ons. Onderwerp julle aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Onderwerp julle aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Bly gehoorsaam, bly weerstandig teen hierdie versoekings van die tyd. Verander jou uitkyk, hoe jy daaroor dink. Iets gebeur nie, word nie aan jou gedoen nie, dit gebeur slegs. Behou vertroue in God. God straf jou nie. Ons leer uit moeilike omstandighede. Iemand se optrede reflekteer iets van hulle self, nie van wie jy is nie. Kies wie jy is, leef dit uit. Lees jou Bybel, praat met die Here. Leer sy karakter ken, sodat jy weet wat om te antwoord in tye van versoekings, sodat jy weet hoe om op te tree in tye van versoekings. Skrif moet skrif interpreteer. Lees die Bybel in konteks. Kyk na die karakters in die Bybel. Kyk hoe hulle dinge hanteer. Sien dit raak. Bly gehoorsaam. Bly weerstandig teen die versoekings. En bly fokus op jou vertroue in God. Ek wil hê dat ons vanoggend net afsluit deur bietjie met mekaar te praat. Hoe help vanoggend se boodskap jou om versoekings te kan hanteer of te kan identifiseer? Jy het vroeër gesê, hoe lyk jou versoekings of hoe lyk ander mense se versoekings? Hoe help vanoggend se boodskap vir jou om jou versoekings te kan hanteer of jou versoekings ten minste te kan identifiseer? Praat net met daai selfde persoon.
Dankie Here dat ons vanoggend kan hoor U verstaan. U weet waartoe ons gaan. Jesus het dit self deurgemaak sodat ons kan vrygekoop wees. Vry van die dood, die ewige dood. Dankie. Maar dankie ook dat dit vir ons 'n voorbeeld skep van hoe ons versoekings kan hanteer. Heilige Gees, maak ons bewus van die dinge om ons. Maak ons bewus van die kere wat ons dit nie reg kry nie. Help ons om te leer vanuit daardie kere, om dit volgende keer beter te doen. Dankie dat ons nie alleen is nie. Dankie dat ons weet U verstaan. Here, en mag ons genade hê met mekaar. Genade met elke een om ons, binne of buite Christen geloofsgemeenskappe. Want elke persoon het sy eie stryd en ons is bewus daarvan. Mag ons mekaar opdra in gebed, sodat elkeen kan groei vanuit moeilike tye. En mag die manier waarop ons onsself en ander hanteer in moeilike tye iets weerspieël van U liefde en U genade en groei, die geestelike groei wat ons beleef. Mag elke een in ons geloofsfamilie geestelike groei daagliks beleef. En mag ons kom tot die verstaan van die karakter en die hart. En mag ons dit uitdra in ons lewens elke dag. In moeilike en maklike omstandighede. In Jesus naam. Amen.